Goeiedag, jy kyk Goeiemôre, good morning. Op 16 April 2026 is Julius Malema, leier van die Economic Freedom Fighters, skuldig bevind aan 5 aanklagtes en is hy gevonnis tot 5 jaar se gevangenisstraf. Meneer Malema het met 'n appel aansoek teen die uitspraak voortgegaan en die regsprosedures duur tans voort. Die regsaangeleentheid spruit uit meneer Malema wat tydens die politieke party se 5de bestaanjaarvieringe in 2018 'n AK-47 afgevuur het. Buiten die vonnisoplegging self was 'n video waar Leanne Matthys, die adjunksekretaris van die EFF, na die hofverrigtinge aantuigings teenoor Jacques Broodryk verskoon tog, 'n lid van AfriForum maak op almal se lippe. I think this is an amazing win for every law-abiding and self-respecting South African Law-abiding citizen. my foot, you're a bloody terrorist. That's what you are. Just the opposite, Because you're a freaking terrorist and you don't belong to be even registered here in this country. And don't smile, look at me and don't patronize me either. Ons gesels vandag met Jacques self oor hierdie aangeleentheid en Jacques, baie welkom. Lekker om daar met jou te kan gesels. Dankie, lekker om hier te wees. Baie dankie dat jy hier is. Verduidelik net vir my so kortliks, jy weet wat AfriForum se standpunt is oor hierdie hele affære. Wel, is redelik eenvoudig. Ons bly in ons lewe in 'n demokrasie, waarvoor ons baie dankbaar moet wees. En een van die belangrikste boustene vir 'n demokrasie is die gedagte van gelykheid voor die reg. Dit beteken, Pieter, ek en jy mag dieselfde goed nie doen nie. Jy mag nie goed gaan aanjaag en daarmee wegkom en ek dit aanjaag en nie daarmee wegkom nie. 100%. En ongelukkig is dit presies wat ons dan weer gesien het gebeur het hier met hierdie saak van die begin af, weet. Toe meneer Malema daai skote afgevuur het, toe al 'n maand verbygegaan sonder dat die SAPS of die Nasionale Vervolgingsgesag enigstens aksie geneem het. En dit AfriForum gesê wel dit kan nie so werk nie. Ons het 'n klare situasie waar politici in Suid-Afrika hierdie gedagte het dat hulle bo die reg verhewe is. Ons sien al hierdie kommissies en al hierdie name wat genoem word en ons sien bitter min arrestasies, ons sien wel baie getuies wat doodgeskiet word. En ons wil nie daai persepsie versterk by die ANC. Dis sê ons dan gaan ons aksie neem en ons het hierdie ding voluit gedryf. Dis al sedert 2018 dat ons 4 jaar gevat net om die saak in die hof te kry wat die NVG wou nie vervolg nie. Of hulle wou nie 'n besluit neem of hulle gaan vervolg of nie. En ons het deurgedruk en dis waar ons nou vandag is. Chuck, ek wil aansluit by Pieter. So met ander woorde, as AfriForum byvoorbeeld nie ingetree het nie, en daadwerklik sou daar dan enigiets gebeur het met hierdie aksie, sou ons gesit het vandag. Wel, ek twyfel baie sterk of enigiets sou gebeur het. Ek meen, ek bespiegel nou, dalk sou hulle na 6 maande besluit het, hulle gaan nou wel 'n klag neem, maar ek twyfel baie sterk. En ek kan jou sê, as dit ek was wat op daai video was, waar daai skoot afgetrek, dis ek hy sal aand nog gearresteer. Ja, dis die waarheid, maar as 'n mens byvoorbeeld die organisasies soos AfriForum het nie, en baie kere word julle ook gekritiseer, jy weet, om te sê, maar julle basies weet target sekere elemente of sekere partye of sekere individue. Is dit die waarheid? Is daar enige waarheid daarin of is julle eintlik baie neutraal? Nee, ons kyk eenvoudig na elemente soos gelykheid vir die reg en magsmisbruik en politieke inmenging in sake. Ja. As ons sien dit is besig om te gebeur, dan sal ons intree. Ons kritisie is baie maklik te verwys te sê, ja, moet teken vir Julius Malema of julle teken net swart mense, dis iets wat baie keer gesê word, wat nie waar is. As jy gaan kyk na ons privaat vervolgingseenheid se track record, sal jy sien hoeveel gesinne en gemeenskappe lede daar is van ander kultuurgemeenskappe wie hulle al bygestaan het en hoeveel wit oortreders daar is wat hulle al aangevat het. Ek meen, daar's hierdie invent ek kan nou die Jaco Kaland wat sy vrou so ongelooflik aangerand het en toe land het gevlug het. Ons ouens is nog steeds op sy spoor. Ons kyk na waar daar ingemeng word, waar mense spesiale voorkeur kry en dit duld ons nie. Hoe belangrik is dit vir julle dat die oppergesag van die reg, ongeag wie betrokke is, jy weet ook net konsekwent, jy weet bly in dit wat hulle moet doen? Nee, dis absoluut fundamenteel. Ek meen, dit is wat ek terugkom na wat ek sê, ons lewe in 'n demokrasie, ons lewe nie in 'n koningskap waar jy is die koning van die land en jy mag doen net wat jy wil. Die res van ons is van slawe wat moet luister en ons plek ken. En ongelukkig is daar sekere politieke klas in Suid-Afrika wat wens vir so 'n tipe stelsel of dink hulle lewe in so 'n tipe stelsel. Pieter, ek wil nou nie op tone trap nie. Jy weet, maar met mevrou Matthys se uitlatings wat sy gemaak het teenoor jou baie direk om jou uit te wys as 'n terroris. Hoe reageer jy op so iets? Ek dink dit wat daar gebeur het is wat mense in die sielkunde sou noem projeksie.
Ek dink mevrou Matthys kyk na haarself. Sy sien seker elemente van haarself raak en sy hou nie daarvan nie en sy projekteer dit uit op ander mense. Maar is dit nie onregverdig om byvoorbeeld in die publiek so af te gaan, jy weet, op 'n ander lid van die publiek wat die volste reg het om daar te wees? En natuurlik, jy het jou koel absoluut gehou. En ek bedoel, en dit het 'n ampere ding geword wat hand uitgeruk het as gevolg van 'n oorgedrewe tipe van reaksie. Jy weet, en hoe reageer julle rondom dit? Oorweeg julle verdere stappe byvoorbeeld teenoor haar? Ek dink daar's iets wat mense baie moet verstaan wanneer dit kom by mense soos die EFF. Iemand soos ek en hulle ondersteuners wat daar was, dink ek nie het 'n gedeelde waardestelsel nie. Vir my respekteer ek mense se waardigheid. Ek gaan nie myself uitvaar daar en beledigings skree in die openbaar teenoor iemand met wie ek verskil oor 'n politieke standpunt, of in hierdie geval is nie eens 'n politieke standpunt nie, dit gaan oor wat's reg en wat's verkeerd. As sy nie saam met my stem dat meneer Malema verkeerd opgetree het nie, dan kan ek nie sien hoe ons gaan vereensadig op enige vlak nie. En nou nee, ons oorweeg nie enige optrede teenoor haar nie, dis nie ons tyd of moeite werd nie. Ons het baie belangriker werk om te doen waarvoor ons lede op ons staat maak. Wil ek daarom net sê, ons het al genooi om deel te hê aan hierdie gesprek, maar ja, ongelukkig kon sy dit nou nie maak nie, of ek weet nie wat die verskoning was nie, maar sou jy graag met haar wou gesels na die tyd, of voel jy maar, ag, dis maar soos water van die insirig af. Ek is altyd oop vir 'n gesprek. Ek is nie seker of mevrou Matthys dieselfde sou gevoel het nie. Is julle byvoorbeeld oop vir 'n gesprek soos daai in 'n paneelformaat? Jy weet, waar byvoorbeeld hierdie goeters kan uitredeneer. Jy weet, met mekaar, jy weet, maar om te sê, byvoorbeeld soos in 'n eerste wêreldse politieke stelsel, hoe dit eintlik veronderstel is om te wees. Om te sê, luister, hierso is iemand van jou party, my party en 'n onafhanklike, kom ons sê, adjudicator. Jy weet, en ons vra vir mekaar vra en natuurlik jy weet dit word dan hanteer, jy weet, op baie manier. En ek dink ook, dit is 'n balans wat so nodig is in Suid-Afrika om daai tipe van oop debatstelsel te hê, veral in ons politieke stelsel so wat hy nou is en die sensitiwiteit daarvan. Nie byvoorbeeld om net uitbarstings te hê as daar byvoorbeeld 'n hofuitspraak is wat mense ook nie eers meer kan respekteer vandag nie, maar dan laat uit byvoorbeeld oor hierdie goeters praat in 'n paneelformaat. Wel, kyk, dis nie 'n vreemde konsep nie. Ek myself en my kollegas by AfriForum het aan talle paneelgesprekke en debatte deelgeneem met onder andere EFF-lede. Na die skuldigbevinding het ek juist op SABC deelgeneem aan 'n paneelgesprek saam met die EFF oor juist die kwessie. En ongelukkig kom dit maar gewoonlik op dieselfde neer. Daar's maar nog steeds uitbarstings, daar's nog steeds absolute belaglike valse aantuigings. Dis 'n party wat nie daarvan hou om met die feite op die tafel te werk nie, maar eerder altyd donker verskonings en ideologies gedrewe motiewe te gaan soek, en dis waarby hulle vasbyt. Maar Jacques, swart en wit is swart en wit, verstaan? Is 'n uitklaring gemaak is, en 'n hof het 'n besluit gemaak, en daai saak het so lank aangegaan. Jy weet, en ek en jy, Pieter, en jouself, die belastingbetalers betaal vir daai verrigtinge in die eerste plek. En ek bedoel, maande het verbygaan, jare het verbygegaan, en nou is ons al boonop na 'n appel toe. Ek bedoel, is 'n ding mos nou in 'n hof gedraai het, is daar geen manier wat ou byvoorbeeld die proses kan laat vinniger net laat gaan nie, want ek bedoel, dit sal ook 'n daadwerklike verskil maak in my opinie. As 'n mens hierdie tipe van individue kan, en nie net byvoorbeeld soos Julius Malema en 'n EFF scenario nie, maar al die bedrog en al die korrupsie en alles wat saam met dit gaan. Dit neem jare. Ek bedoel, maar hoekom vat ons stelsel so lank? Ek sê dis weer daai probleem wat ons nou mee praat. Ek en jy kan sê swart en wit is wit, en die bewyse en die feite is daar. Dis hoe ons daarna kyk. Die EFF en hul ondersteuners regverdig dit. Hulle voel op 'n manier is dit regverdigbaar dat meneer Malema so opgetree het. So daai feite maak nie vir hulle saak nie. Want vir my weer terugbring na die feite dat die waardestelsel van waar ons na die probleem kyk in die eerste plek is so ver verwyder van mekaar dat ek nie kan sien ons ooit ooreenkoms kan kom. Al sit jy met hoeveel debatte en geleenthede, ek dink dit kom net nooit tot 'n einde of tot by 'n punt. Ek sê 'n voorbeeld gee. Kom ons vat vir Kali Kriel. As Kali Kriel môre op 'n hoog moet klim met skote afvuur en dit so iets soos meneer Malema, sal ek sê Kali Kriel is skuldig, en dieselfde moet met hom gebeur. Ek gaan nie omdat die leier van die organisasies by wie ek betrokke is, nou gaan kante kies en begin sê nee, dit was 'n speelgoed geweer. Nee, dit was crackers. Nee, dit was dit gewees. Want ons het al hierdie verskonings gesien wat deur hulle gaan. En dis die verskil. Dis die verskil met sit. Maar wat op 'n vandag ek dink die voorbeeld ook is dat jy kan jok oor 'n scenario, jy sal nog steeds gevang word. En ek kan nie verstaan, jy weet, dat al hierdie tipe van bedrog, die tipe van politikuste is op dieselfde. Hulle dink aan enige storie moontlik, maar tog kom die waarheid éventueel uit. En ek dink dit is dalk maar 'n bietjie
'n skoot in die regte rigting in Pieter. Jy weet as ons dit so kan stel. Ek hou Jy weet laat die regste ding uiteindelik nou tot 'n einde gekom het, al was op 20 getrap. Ja. Maar die bottom line ook na die verrigtinge, toe word daar weer gesing, jy weet kill the boer, kill the farmer. En daar's rassistiese uitsprake gemaak teenoor 'n vroueregter. En ek bedoel, Suid-Afrika se standpunt nie net nommer 1, jy weet rondom rasisme nie, maar nog steeds dan ook rondom vroueregte, Jacques. So met ander woorde, wat 'n voorbeeld is dit om na hofverrigtinge 'n vrou aan te neem en aan te vat. Jy weet, en dan basies te sê, luister, jy is A, B en C. Jy weet in die publiek. Wat 'n voorbeeld gee 'n leier soos hierdie en hoe gevaarlik is dit? Ek gaan vir jou baie mooi reguit nou sê. Ek dink dit is een van die beste voorbeelde van meneer Malema se karakter as mens, as wat ons nou gesien het regstreeks op kamera. Hy het al vieslike goed kwytgeraak en gevaarlike goed kwytgeraak, maar hier is weer een van die beste voorbeelde. Landros toe net Olivier, en ek woon nou hierdie saak nou al vir 5 jaar by, nee, as ek elke keer daar. Sy het hom nog nie een keer met disrespek hanteer nie, sy was hoflik, sy was geduldig, selfs toe hy uitbarstings in die hof gehad het, sy was absoluut professioneel in hoe sy die saak hanteer het. En sy gee hom nie eers die maksimum vonnis nie, en sy laat hom toe om te appeleer teen die vonnis, en dan gaan hy uit en hy gaan sê sulke, absoluut net vieslike goed man. Men dis nie eers polities nie, dis net die Engelse woord is eintlik van die mooiste, dis mean, dis gemeen, dis lelike goed. En dit sê vir jou wie die ou is. Maar dit speel die man. Jy weet, en as ding wat sê, jy speel die bal. So speel die situasie, nie die man nie. Ja. En dis een ding wat hy nou gedoen het. Maar kill the boer, kill the farmer. Ek bedoel, wanneer gaan hierdie ding, jy weet, tot 'n einde kom? Want ek bedoel, jy kan nie elke geleentheid gebruik, jy weet, wat teen jou beweeg, om dan die skare af te haal, om byvoorbeeld 'n skare op te ruk, jy weet, en weer daai wat saam vieslike lied te sing nie. En ja, ons weet hulle sê, ja, dit is basies, jy weet, 'n tradisie tipe van lied waarmee hulle gekom het, en alles wat saam met dit gaan. Ons het ook tradisionele liedjies, jy weet, en daai van goeters, maar ons gebruik dit nie op elke geleentheid wat ons 'n kans kry daarvoor nie, want dit is nie altyd ook nodig nie. Maar sekere goeters moet verban word. En wanneer gaan dit gebeur? Ja, ek stem heeltemal saam met jou. Nou kyk, die probleem wat ons nou tans het is dat die grondwet of ons nou beslis het dit is nou kulturele liedjie ensovoorts. Maar ek kan baie duidelik vir jou sê hoekom ek daarmee verskil. Die feite sê ook vir jou iets heeltemal anders. Die bedoeling met Kill the Boer, Kill the Farmer, toe die lied begin sing was 'n koppel aan die ANC se 1983 Cowboy besluit waar besluit dat hulle gaan boere en sagte teikens teiken tydens hulle gewapende stryd. In 1992 het 'n gevondene plaasmoordenaar Ntotoko Chweni voor die Waarheidsversoeningskommissie erken dat hy is geïnspireer deur die lied Kill the Boer, Kill the Farmer om 'n plaasmoord uit te voer. Daar was 'n geval in Porterville in die Wes-Kaap waar daar teen die mure geskryf is de Boele die Boene, voordat 'n vrou verkragt is en haar man, hulle probeer het om hom aan die brand te steek. Amanda Platt en haar man Timothy, sy is herhaaldelik gesteek terwyl 'n man aangerand is en die aanvallers het geskree Kill the Boer, Kill the Farmer. So moenie met hierdie nonsens by my kom dat dit net 'n kulturele lied is, dis opsweepery. Ja, dis die waarheid. Hoe is julle, jy weet, brei net vir my 'n bietjie uit wat julle is daarop gemik om natuurlik stabiliteit en veiligheid in gemeenskappe te bevorder. Jy weet, en hoe gaan julle te werk om soveel as moontlik daai stabiliteit ook net tuis te bring? So AfriForum het in 2012 ons eerste buurtwag gestig. Ons is 'n organisasie wat gefokus is daarop om probleme op te los. Gelukkig is daar genoeg van daai probleme in Suid-Afrika om ons besig te hou. En natuurlik ons weet wetteloosheid en die wetstoepassing in Suid-Afrika is 'n enorme probleem. So toe ons gaan kyk en gesê, wat kan ons doen omtrent dit? Ons is nie in beheer van die polisie nie, ons kan nie die polisie omkeer nie, maar wat kan ons doen? Ons het ons eie hande, ons het ons eie koppe, so kom ons begin werk. En ons het buurtwagte begin uitrol. Ons staan nou tans op 177 buurtwagte reg oor die land, buurt- en plaaswagstrukture met so ongeveer 10,000 vrywilligers. Dis opgeleide vrywilligers. Ons lei die ouens op van basiese regskennis tot wat mag jy doen? Hoekom mag jy in eerste plek 'n patrollie ry in jou buurt? Watter wetgewing gee vir daai ruimte? Hoe patrollies en die klas van dinge veilig te doen binne die raamwerk van die wet nie, self in die moeilikheid te kry nie. En dan gaan die opleiding al die pad ver op tot by ons takties gevorderde opleiding, ons protespan opleiding kursus wat taktiese vuurwapenhantering is, hoe benader jy voertuie, hoe nie. Ons het hondeeenhede, ons het hommeltuie en ons poog om al hoe meer burgers en lede uit te brei om self 'n aktiewe rol in die veiligheid van hul eie gemeenskappe te speel in samewerking met wetstoepassing. Ons probeer hulle nie hulle werk oorneem of hulle vervang nie. Ons probeer gaan goeie verhoudings bou met hulle sover ons kan en op grondvlak werk dit baie goed.
daar het ons baie goeie verhoudings. Hoorop natuurlik as daar politieke besluitnemers betrokke raak, dan is maar altyd uitdagings, maar op grondvlak werk ons baie goed saam. Ek dink dit sluit nogal aan vir my by die feit dat jy nou al daar was ook met hierdie obviously al verrigtinge en goeders. Dit is belangrik dat julle ook 'n stem is vir die gemeenskappe wat voel dat hulle nie altyd gehoor word nie. Ja, ek dink dis baie belangrik. Dit was een van die hoofredes hoekom AfriForum aanvanklik gestig is 20 jaar terug was omdat daar baie Afrikaners was wat heeltemal onttrek het uit die openbare debat, wat gevoel het, weet dat met die aanvang van die nuwe regering is daar nie 'n plek vir mense nie en ons is verskil van daai mening. Ons is regmatige burgers van die land, ongeag van wat mevrou Matthys van my mag dink. Ek is hier gebore, ek het elke reg wat sy het. En almal wat soos ek lyk, wat hier gebore is, het ook daai regte. En ons moet daai regte gebruik en toeneem toe. Ek so bly ek lyk soos hy. Ek het absoluut dieselfde regte as wat Jacques het, denk. Ja. 100%. Luister maar, ek weet ons deel die video nou obviously wat ons met die kykers ook. Ons kon nou mooi hoor wat sy gesê het, maar wat het jy gesê? Ek kon nie mooi hoor. Ek meen, jy het so in die stilligheid jy ook maar iets gesê, maar al die aandag was toe nou op haar. Nee, ek het eintlik maar net ek was in die middel van besig om hierdie onderhoude te doen toe sy daar aangebars het. So ek het daar eintlik maar 'n kans gegee om dit laat te maak dat ek kon aangaan met die onderhoude en toe het een van die joernaliste my gevra, wel kan ek daarop reageer? Kan ek bevestig of ek 'n terrorist is of nie? En dis waar ek gelag het. Oh wow. Maar ja, ek weet daar was voor dit was daar 'n paar onder ons is in die hof gewees. So dit was nou nie die eerste een gewees nie. Maar nie sleg van die Jacques, jy weet, as ek deesdae by die lughawe kom, jy weet dan vra of ek 'n Libanees is, jy weet, so ek is so naby 'n terrorist kan kom ook. Dis maar nie te persoonlik opneem nie asseblief. Nou ja, dit laat my net beter voel. Ja, maar ek dink ja van my en Pieter se kant af ook, jy weet, baie dankie wat AfriForum doen. Ek dink hulle is baie keer 'n stem vir die algemene gemeenskap weer daar buite. Jy weet nie om iemand uit te sonder of 'n ras uit te sonder of 'n taal uit te sonder nie. Ek dink net dis juist wat ek die punt daar gemaak het. Kom ons sê julle het nie iets omtrent dit gedoen nie. Wat sou byvoorbeeld die uitkoms gewees het? So en dis ook baie kere wat julle doen. En baie kere is daar negativiteit 'n prentjie en julle is 'n regse beweging of wat ook al die geval mag wees, maar van my kant af persoonlik wil ek sê baie dankie vir wat julle doen. Baie dankie. Ja, so wat sou jou boodskap wees net so voordat ons groet aan Suid-Afrikaners wat nou hierdie situasie dophou? Ek dink mense moet besef daar is hoop vir die land. Mense moenie moedeloos raak nie, moenie moed verloor nie. Ek weet almal wil Amerika toe, maar elke kerels julle is Suid-Afrikaners en julle is Afrikaners, daar is ons net soveel probleme. Jy weet hulle sê daar's mos goeie rede hoekom die groen gras gewees is. Ek sal dit nou nie sê nie. Maar mense moenie moed verloor nie. Ons moet aanhou beklei. Ons moet aanhou deurdruk in dit wat ons glo. Ons moet aanhou verhouding bou tussen gemeenskappe, interkulturele gemeenskappe en kyk na ons eie gemeenskappe. En die wiel is stadig maar seker besig om te draai. Ons sien dit nou. Weet jy, ons met hierdie opsaak begin het, dis die laaste ding wat ek sê, dan maak ek klaar. Toe ons die klagtes gedê het, mense gelag en gesê daar gaan niks van kom nie. Toe hy uiteindelik in die hof verskyn het, mense sê hier gaan niks van kom nie. Toe hy by die vonnisoplegging kom, mense sê as nie manier hy word skuldig. Jacques, ek was een van hulle. Nou is ons al by 5 jaar tronk. Ja, nou ons weet hy gaan appeleer, maar ons kom ons stel die klein wenne, kom ons hou in glo, kom ons vertrou en kom ons bou. Ek hou daarvan. Jacques Broodryk van AfriForum, baie dankie. Dis dan ook al vir vandag. Dankie dat jy saam met ons gekuier en gekyk het. Hou goeiemôre Good Morning se Facebookblad en YouTube platforms ook dop vir meer in diepte gesprekke soos hierdie. Tot 'n volgende keer. Lekker dag.